'n mooi vuurtjie is daarom lekker om daar te kyk as hy reg kom vir 'n braai. Vanaand is dit die beurt van varknek se steaks om 'n burger te word. En dit saam met Bliksem se speserye. Ek het besluit om die Yankee geur te gebruik wat 'n lekker barbecue buiterige geur het. Moenie worry nie, hy sal jou nie brand nie, maar hy het 'n heerlike geur wat daar so in is. Ek het besluit om sommer die een kant te strooi en die ander kant in te masseer. Daar is iets daarin om vleis te masseer met speserye. En dan kom die klank in van as jy daardie vleis op die vuur gaan sit. Hoor net daarso as hy daai warm rooster tref. Is daar maar 'n mooi klank daarin om te weet en 'n bevoorregte klank as ek dit so kan stel. Weet ek gaan sommer lekker braai as jy so sizzle op daai warm kole. Hierdie varknekke is lekker dik gesny, goeie 1,5-2 cm. En dit beteken hulle gaan lekker moet braai. Hoor net hoe sizzle hulle as hulle omgedraai word. In die Kaapse weer wat begin verander het ek maar besluit om binne te braai. Net nou sit my kole weer in die buurvrou se swembad. Hierdie varknek is bedoel vir 'n burger, maar jy gaan 'n ordentlike broodjie moet hê. So paninis is dalk 'n goeie idee hierso. Ek het groot geword in 'n wimpie. En wat my pa my geleer het is less is more somtyds. So vanaand net botter op daai broodjies, kaas en tamatie en 'n varknek. So kom ons begin, ons bou hom. Lekker tamatie onder, dan is mamma ook gelukkig want dan het ons groente gekry. Dan sit ons met 'n lekker varknekkie. Hy's mooi gebraai, lekker vetjies wat nog daar so afgaan. En dan 'n paar stukkies kaas wat bo-op kom. En dan saam hiermee het ek my eie chili jam as 'n blobs daar bo-op gesit. Heerlik soet, warm geur. Dit komplementeer nogals lekker met die Yankee speserye van Bliksem. En nou, die broodjie is nie deurgesny nie, so hy kan lekker toevou. Gee hom so druk, laat al daai geure by mekaar uitkom. En geniet hom.